maak ons Bybels oor by Romeine hoofstuk 13, ons lees daar die eerste 7 verse saam. Die ongeïnspireerde titel daar is onderwerping aan die owerhede. Romeine 13 vers 1. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is deur God ingestel. Sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan. En die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie? Doen wat goed is. En jy sal lof van hom ontvang. Want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan. Want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker van die een wat kwaad doen, om te straf. Daarom is dit noodsaaklik dat jy jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Want daarom betaal julle ook belasting, want hulle is dienaars van God, wat juis hiermee voortdurend besig is. Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is, belasting aan die wat belasting, en tol aan die wat tol, en vrees aan die wat vrees, en eer aan die wat eer toekom. Sover ons geleesde gedeelte. Kom ons bid, vra dat die Here vir ons spesifiek sal help ook in ons studie van die woord vanoggend. Here, ons is diep afhanklik van die Heilige Gees om ons te lei in die waarheid van die woord. Want ons eie menslike swakheid, Here, is nog aan die nietigheid onderwerp en ons is nog geneig, selfs as gelowiges, om in die rigting te gaan van dit wat boos is en sleg is. En die Heilige Gees, Here, dis sy werk. Sy werk is om in ons te wees, om ons heilig te maak, om ons te lei, om meer te leef vir U verheerliking. En so bid ek, Here, dat ook in die studie van die woord, dat die Heilige Gees ons sal leer wat U wil is, en dat hy ook vir binne in ons die ywer sal opwek, om in ooreenstemming met U woord te leef. Lei ons nou deur ons studie in die skrif, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, Paulus is besig om te praat oor verhoudings, en hy begin in Romeine 12, eerst het hy gepraat oor die gelowiges se verhouding met die Here, daar in Romeine 12 vers 1 en 2, en toe het hy gepraat oor die gelowiges se verhouding met ander gelowiges, en hy het gepraat, laasweek het ons gekyk na die gelowiges verhouding met sy vyande, en in elkeen van daardie gevalle het ons gesien dat ons het nodig as gelowiges om anders op te tree as wat die wêreld optree. Maar meer as dit, ons moet ook in elke geval anders optree as wat ons sondige natuur wil hê ons moet optree. En so vanoggend praat ons teks dan oor ons verhouding met die staat. En ook hier moet die gelowiges anders optree as wat die wêreld daar buite optree, en ons moet ook anders optree as wat ons sondige natuur wil hê ons moet optree. En so die teks vanoggend sê nie net vir ons moenie negatief wees oor die staat nie. Ons teks vereis van ons om aktief gehoorsaam te wees en hulle te respekteer en te eer. Want, hoekom? Die teks is baie duidelik. Die staat is 'n dienaar van die Here. Is 'n dienaar van God. En so ons kyk na die verhouding, ons verhouding met die staat, en ek wil hê ons moet sien dat die gelowige moet die staat respekteer as 'n dienaar van God vir ons goed. Eerstens sien ons daar in vers 1 en 2 die staat se gesag. So dis ons eerste hoofpunt, die staat se gesag.
Luister wat sê vers 1b, daar is geen mag behalwe van God nie. En dan sê dit, elke mag wat bestaan, vers 1c, is deur God ingestel. Vers 2, sodat hy wat hom teen die mag versit, 'n instelling van God weerstaan. En daarom, terug na vers 1a, laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom aangestel is. Die staat is 'n goddelike instelling met goddelike gesag. En daarom moet alle mense en veral Christene hulle self aan die staat se mag onderwerp. Nou Paulus praat nie hier van 'n Christelike staat nie, want ons weet die staat in die eerste eeu was nie 'n Christelike staat nie, en hy promoveer ook nie hier dat 'n staat 'n Christelike staat moet wees nie, en ek dink meeste van julle weet dat Baptiste spesifiek glo in die skeiding tussen kerk en staat. 'n Belangrike skeiding wat ons as deel van ons geloofsbelijdenis het. Hoekom? Terwyl die kerk 'n profetiese verantwoordelikheid teenoor die staat het. En die staat moet toelaat dat ons alles wat in ooreenstemming met ons geloof is, mag doen, is die kerk nie die staat nie, en die staat is nie die kerk nie. En so dan moet hierdie duidelike onderskeid wees tussen die twee organisasies. Dis twee onafhanklike organisasies, en ek dink Jesus self wys ook op daardie onderskeid. Byvoorbeeld, en daar staan 'n ander tekste wat ek kan opbring, maar Markus hoofstuk 12 en vers 17, wanneer hy sê, betaal aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom. So Paulus is nie besig om te sê, die kerk, die staat is 'n uitbreisel van die kerk. Dis twee verskillende organisasies. Paulus skryf aan die gemeente in Rome, kom ons vergeet dit nie, né? So hy skryf aan die hoofstad van een van die mees goddelose regerings wat daar was. Dis die regering wat ons Here Jesus Christus gekruisig het. Dis die regering wat Jode en Christene vermoor het voor die voet in die einde van die eerste eeu. En so wat ook al ons van ons eie regering vanoggend kan sê, broer en suster, die woord sê ons moet aan hulle onsself onderwerp. Want alle mag is van God. Alle mag is deur God ingestel. En om dit te weerstaan, is om God self te weerstaan. Nou, ons moet nie vir Paulus verkeerd verstaan nie. Paulus sê nie vir ons dat God het fisies Herodes en Nero en Hitler en Idi Amin, dat hy hulle persoonlik aangestel het nie, en daar is talle areas waarin hierdie mense natuurlik hulle mag misbruik het. En daar waar hulle mag misbruik, dis nie God se skuld nie. Hulle sal vergelding moet doen vir dit voor die Here. Want hulle die mag wat hy vir hulle gegee het misbruik. Maar die skrif is duidelik dat God stel konings aan. Romeine hoofstuk 9 vers 12 vers 17, ons net 'n paar weke gelede daarna gekyk het, en Paulus haal daar Eksodus 9 vers 16 haal hy daar aan, en hy sê dat God het die goddelose Farao aangestel om in Farao, sê dit, sy krag te toon, sodat God se naam verkondig kon word oor die hele aarde. En dan kyk ons na iemand soos Jerobeam, wat weer eens 'n baie bose koning was in die Ou Testament, 1 Konings hoofstuk 12 en vers 15. Wat sien ons? Hy wou nie na die volk luister nie, want dit was 'n beskikking van die Here sodat sy woord vervul kon word. Johannes hoofstuk 19 en vers 11, Jesus sê aan Pontius Pilatus, nee, ons ken daai teks. Hy sê, God sit konings aan. Verskoning, jy sou geen mag teen my hê as dit nie van bo gegee is nie. En dan die volgende aanhaling, dis wat ek per ongeluk gelees het.
Uit Daniël hoofstuk 2 en vers 2 en 21, God sit konings af. God stel konings aan. So die verwagting is dat ons nie net die koning sal aanvaar en erken nie. Die vraag van die teks is dat ons onsself aan hulle sal onderwerp en gewillig aan hulle gehoorsaam sal wees. Maar terwyl ek dit sê, wil ek ook dan nou by sê, en dis belangrik, dat die mag van die staat is nie absoluut nie. En daarom moet ons onderwerping aan die staat, terwyl dit ten volle onderwerping moet wees, hoef dit nie absolute onderwerping te wees nie. Luister wat sê 1 Petrus 2 vers 13. Dis baie belangrik, hy sê, wees dan onderdanig aan elke menslike verordening, en dan hierdie deel is belangrik, terwille van die Here. Terwille van die Here. Die staat is nie onfeilbaar en perfek nie. En dit beteken dat die staat van ons dinge mag vereis wat die skrif verwerp. En dit mag beteken dat die staat ons verhoed om dinge te doen wat die skrif van ons vereis. En dan in so 'n geval moet ons doen wat Petrus verskoning in die apostels gedoen het in Handelinge 5 vers 29. Wat het hulle gedoen? Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. En ons sien talle voorbeelde hiervan in die skrif, net om vir julle 'n voorbeeld te noem, 'n paar voorbeelde. Die eerste voorbeeld, Eksodus 1 vers 17, ons onthou die verhaal miskien uit ons kinderdae, ek hoop jy onthou dit omdat jy al die Bybel daar gelees het, Eksodus hoofstuk 1 vers 17, die vroedvroue in Egipte, wat geweier het om die Joodse babatjies dood te maak. Ten spyte van Farao se bevel. En nog 'n voorbeeld, ek dink wat vir ons meer duidelik bekend is Daniël hoofstuk 3 vers 8 tot 18, Sadrag, Mesach en Abednego, wat nie geweier het om voor die beeld van die koning te buig, en as gevolg van dit in die vuuroond gegooi is. Nog 'n voorbeeld, Daniël hoofstuk 6 vers 18 tot 12, waar die koning verbied het dat enige ander mens of God aanbid mag word, en Daniël, soos elke oggend, op sy voorstoep, daar waar almal hom kon sien. Daar het hy gebid, ten spyte van die koning se bevel, tot die ewige God. En so wat ek probeer sê is, dat as die staat verwag dat huweliksbevestigers moet persone van dieselfde geslag trou, dan behoort predikante nie meer mense te trou nie. En soos julle weet, ek het nie 'n lisensie. En as die staat van 'n suster of 'n dokter verwag om 'n kind te aborteer, dan moet hulle weier, selfs al sou hulle werk verloor. As die staat iets vereis wat die Bybel verbied, of iets verbied wat die Bybel vereis, dan mag die gelowige nie gehoorsaam wees aan die staat nie, want dit sal wees ten koste van sy geloof. Ons moet God eer. God gehoorsaam wees eerder as enige mens. En so in daai geval moet hy die staat verontagsaam en die nagevolge daarvan dra as daar sou wees. Maar wat ek wil hê ons moet ook verstaan is dat hierdie teks is nie besig om opstand en revolusie toe te laat nie. Dis nie Bybels nie. Elke Bybelse voorbeeld van iemand wat geweier het en ongehoorsaam was daar nie rebellie by betrokke nie. Dit was net ongehoorsaamheid in daai spesifieke saak, was nie algemene ongehoorsaamheid nie, want dit het gegaan uiteindelik oor die eer van God. So dit praat ons dan tweedens, ons teks dan in vers 3 tot 5 vanoggend, die staatse bediening. Die staatse bediening. Die taak van die staat is, vers 3, geen voorwerp te vrees by die taak van die staat is geen voorwerp van vrees by die goeie te wees nie, maar by die slegte te wees.
Die taak van die staat, vers 4, is om 'n dienaar van God te wees ten jou ten goede, en te wees, tot jou ten goede te wees, en as jy kwaad doen, vrees by jou op te wek. So daar is die staat se verantwoordelikheid, om 'n voorwerp van vrees te wees, nie by goeie dade nie, maar by slegte dade. Die doel van die staat, vers 4, is om 'n dienaar van God te wees, jou ten goede, en ten kwade vir die, of tot vrees op te wek by die wat kwaad doen. En daarom sê vers 4b, dra die staat nie die swaard verniet nie. En daarom vers 4c is hy 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. En daarom vers 5, sodat jy vers 5 aan die staat jouself sal onderwerp, nie ter wille van die straf alleen nie, maar ter wille ook van die gewete. So as ons moet opsom vanoggend, wat is die staat se verantwoordelikheid? Wat is die staat se werk? Die staat moet goed bevorder, en die staat moet kwaad straf. Dis 'n opsomming van wat die werk van die staat is. Om te bevorder wat goed is, en te straf wat kwaad is. En in die straf van die kwaad, moet die staat gevrees word. Hy mag selfs die swaard inspan, want hy is die wreker oor die een wat kwaad doen, sê vers 5, né? Of vers 4. So in die vervulling van die staat, het hy die mag om te gaan selfs tot by die punt waar hy iemand tot dood veroordeel. Nou die vraag is ons staat in vervulling van al hierdie take? As ons moet eerlik wees, perfek nee. Ons staat is nie, maar wat ek wil hê ons moet verstaan is, Paulus skryf hier oor 'n staat wat baie verder tekort skiet as ons staat. En steeds sê hy ons moet gehoorsaam wees. Daar is baie Bybelse voorbeelde van die feit dat die staat in Paulus se dag nie perfek was nie. Onthou, kom ons vergeet nie, Matteus hoofstuk 27 vers 21 tot 25, dat Pilatus het die Here Jesus gekruisig. Hoekom? Hy het die Here Jesus gekruisig want hy wou aansien vind by die Jode. Daar's bedrog betrokke, is dit nie? Daar's korrupsie betrokke. En Paulus in Handelinge hoofstuk 25 vers 11 moet hom beroep tot die keiser. Hoekom? Want die provinsiale hof het hom skuldig gevind aan iets waaraan hy onskuldig was. En hulle wou hom onskuldig veroordeel. En tog bly die opdrag staan uit vers 1, onderwerp julle aan die staat. En tog sê 1 Petrus 2 vers 13 tot 14 sê vir ons, wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of dit die gouverneur is as sy gesandte, om wel kwaaddoeners te straf, maar wat goed is, maar die wat goed doen te prys. So die staat bly die dienaar van God, en staan onder die gesag van God. En daarvolgens moet die staat bevorder dit wat goed is, en straf dit wat sleg is, wat kwaad is. En terwyl ons staat, en die staat van Paulus se dag in Romeine nie perfek was in hierdie ding nie, beveg hulle tog, en dit moet ons erken. Is dit die groot oorhoofse meerderheid kan ons sê, hulle beveg dit wat boos is, en hulle bevorder dit wat goed is, selfs in Suid-Afrika. Ek was self 'n getuie, soos meeste van julle weet, in 'n verkrachtingssaak. En ten spyte van die feit dat ek vanoggend hier kan staan en ek sê, my persoonlike opinie was nie noodwendig dat die straf wat gegee was genoegsaam was nie, is die boosheid gestraf en die goeie is opgelig. Die verkeersdepartement beboet nie ouens wat nie oor rooi ligte ry nie. Hulle beboet nie die ouens wat by die stopstrate stop nie.
En ja, hulle mis baie en hulle beboet nie almal wat moet beboet nie, maar hulle bevorder die goeie en hulle straf dit wat sleg is. Die hospitale se poging is om mense gesond te maak. Selfs die staatshospitale, en hiervan julle wat hospitaal toe gaan en kliniek toe gaan om medikasie te kry. Sommige van julle kry elke maand julle medikasie van die staat af. Hulle probeer dit doen wat goed is en hulle bevorder nie dit wat sleg is nie. En dis waarvoor God hulle aangestel het, om goed te bevorder en sleg te straf. En terwyl hulle nie perfek nie is nie, wil hê ons moet verstaan, dat deur die geskiedenis van die hele wêreld was daar nog nooit 'n staat wat perfek was hierin. Jy kan na enige land in die wêreld toe gaan, nou selfs die beste bedryfde land in die wêreld, en jy sal vind dat mense kla oor dieselfde ding as waaroor hulle in Suid-Afrika kla. Oor die staat. Paulus sê, dit hoort nie by 'n Christen nie. In die straf van kwaad, sê vers 4, mag hulle die swaard gebruik. So dit beteken in die bestryding van boosheid het die staat die reg om selfs die doodstraf toe te ken. Die teks is nie 'n teks wat kan gebruik word om te sê dat hulle moet die doodstraf toe ken nie, maar hulle het die mag om die swaard te gebruik as hulle so sou voel. Nou ons weet natuurlik in die Bybelse tyd was die swaard gebruik, nee, het hulle die doodstraf beoefen, en Jesus Christus is die voorbeeld van alle voorbeelde van die feit dat die staat mense gedood het. Jakobus is met die swaard gedood in Handelinge hoofstuk 12 vers 2. En meeste van die apostels, soos ons weet, is gedood. En so die verwysing na die swaard hier in ons teks is ongetwyfeld na die feit dat die staat het die mag om die doodstraf toe te pas. Nou ek dink elkeen van die voorbeelde wat ek gebruik het, het julle opgelet. Elkeen van die voorbeelde wat ek nou genoem het was waar die staat verkeerd opgetree het, nee. In die geval van Jesus, in die geval van Jakobus, in die geval van die apostels. Maar daar is voorbeelde van die korrekte toepassing van die doodstraf in die skrif, en die mees uitsonderlike voorbeeld is saam met Jesus aan die kruis, is dit nie. By die woorde van daardie moordenaar saam met hom aan die kruis. Lukas hoofstuk 23 vers 40 tot 41. Is hulle skuldig, ek is skuldig, ek verdien wat ek ontvang. Nou, 1 Timoteus hoofstuk 2 vers 12 sê dat die staat is daar sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei, en sodat ons godsvrugtig en waardig kan wees. En so dit praat hier van die positiewe bevordering van dit wat goed is wat die staat moet doen. Ons het vanoggend kerk toe gekom. Het ons nie. Het enigiemand ons verhoed om kerk toe te kom? Nou, die G20 het dit vir my amper moeilik gemaak. Ons het hulle nie regtig gekry nie, maar het was moeilik om van Kempton na Boksburg te kom as gevolg van die stelweg wat ons oor onseker was, maar niemand het my verhoed nie. Ons word nie vervolg of ons vrees nie omdat ons Christendom beoefen en dat ons die Here aanbid nie. En om die waarheid te sê, as iemand hier sou inkom en ons sou verhoed om by mekaar te kom, dan sou die staat aan ons kant wees, weet dit nie. Die staat sou aan ons kant wees, want ons het die reg tot godsdienstvryheid. As iemand by jou huis inbreek, dan kan jy polisiestasie toe maak en 'n saak gaan oopmaak. Nou, daai saak sal ondersoek word, miskien nie na jou wense nie, maar die saak sal ondersoek word, wat beteken, hulle bevorder wat goed is. Hulle wil dit stop wat sleg is. Die hof poog om dit wat goed is te laat seëvier. Die hof probeer dit wat sleg is te straf. En so die staat is daar om wat goed is te bevorder. Die staat is daar, terwyl hulle nie perfek is nie, om dit wat sleg is te bestraf. Terwyl hulle nie perfek is nie, is amptelik dit waarmee hulle self probeer besig hou. Nou die bedoeling van vers 3 daar, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang.
Nou, ek wil erken, ek bedoel die staat erken nie en prys nie elke persoon wat goed doen in ons land nie. Daar's geen land in die wêreld wat dit doen nie. Nie op 'n amptelike manier nie. Maar dit is sodat hulle goed voorstaan en dat hulle dit wat sleg is straf. En deur die feit dat hulle goed voorstaan en straf dit wat sleg is, wys hulle, doen hulle nie, dat om goed te doen is lofwaardig. Dis wat ons van julle vereis. Dis wat ons van julle begeer. En natuurlik, soos ons weet, in uitsonderlike gevalle is daar wel erkenning vir hulle wat uitsonderlik goed is. Maar die staat is 'n dienaar van God, sê ons teks, en daarvoor moet ons hom eer, moet ons hom respekteer, en dit vereis dat ons aan hom onderdanig sal wees, dat ons aan die staat gehoorsaam sal wees. Dit verwag dat ons sal najaag dit wat goed is, dat ons sal verafskiet dit wat sleg is, sodat die staat as 'n dienaar van God nie nodig sal hê om die straf op slegte optrede teenoor ons te beoefen nie. So stop maar by die roubord, al is hy stukke. En stop maar by die roubord, by die stopstraat, al is hy afgesteel. Geen staat is perfek nie. Luister wat sê Spreuke hoofstuk 16 vers 12. Dit is 'n gruwel vir konings om goddeloosheid te doen. Jesaja 10 vers 1 tot 2. Wee hulle wat heillose insettinge tot wet maak. Daniël hoofstuk 4 en vers 27. Daniël spreek Nebukadneser aan. Hoekom? Omdat hy boosheid beoefen. Daniël 5 vers 22 tot 23. Hy spreek Belsassar aan, want hy het hom verset teen God en begin hom afgode te aanbid. So dis deur die geskiedenis. Ons regering is nie nuut hierin nie. Ons regering is nie die eerste een wat vol boosheid is. Die hele geskiedenis en die Bybelse geskiedenis is duidelik dat konings was nog altyd nie wat hulle moes wees nie. En as kerk het ons 'n profetiese verantwoordelikheid, en dis belangrik, nee, ek het dit nou genoem, dis een van die baptiste beginsels, nee, dat ons het 'n profetiese beginsel teenoor die kerk. So ons is 'n verantwoordelikheid om die staat aan te spreek wanneer hulle verkeerd doen. Ons moet hulle aanspreek. As hulle nie dit wat goed is bevorder nie, maar dit wat boos is. Ons moet hulle aanspreek. En terwyl ons God moet gehoorsaam eerder as 'n staat wat teenstrydig is, beteken dit ons moet hulle aanspreek wanneer hulle verkeerd doen, hulle kritiseer oor daardie spesifieke item en steeds voortgaan om gehoorsaam te wees in alle ander opsigte. Beteken nie ons mag rebels wees nie, beteken nie ons kan revolusionêr raak en wapens opneem nie, want reg sê vers 2 vir ons, dat om jou teen die staat te verset is om jou te verset teen God self. En so ons moet doen wat goed is en nie wat kwaad is nie. Ons kan nie die staat terugbetaal vir hulle kwaad deur om kwaad te doen teenoor hulle om deur om ongehoorsaam te wees nie. En sy die Bybel dit van ons verwag. En ons moet dit doen nie net terwille van die straf nie, sê vers 5, maar ook terwille van ons gewete, want ons is Christene, is ons nie. Wat beteken die Heilige Gees woon nie binne in my, en hy gaan my oortuig wat die waarheid is. Hy gaan my teruglei na dit wat die woord van my vra. Ons moet anders dink as ander mense oor die staat. Ons moet anders dink as wat ons sondige begeerte wil hê ons moet dink oor die staat. Ons moet sien dat die staat is die dienaar van God wat daarom geëer moet word. En dan wil ek sê, as dienaar van die staat, en as dienaar van die Here, gaan die staat aan God moet verantwoording doen vir wat hulle doen. Dis waar. Maar nie sodat ons onsself daarin moet verlekker nie. Dit het ons laasweek ook gesien, nee. Die feit dat God mense gaan straf moet nie maak dat ons onsself verlekker daar nie. Ons moet hartseer wees oor die feit dat God sy toorn sal uitspreek, maar God sal geregtigheid laat seëvier. Ons moet probeer om hulle aan te moedig om dit te doen wat reg is, sodat hulle dit sal vryspring. Maar terwyl dit so is, moet ons besef dat
Ons mag nie vergelding soek nie, ons mag nie veragting teenoor die staat wees nie. Maar ons erken dat God sal elke dienaar, nee, selfs predikante, selfs gewone lidmate gelowiges, God sal ons oordeel in ooreenstemming van hoe ons taak verrig het, met die staat ook. Derdens en laastens wil ek ons moet kyk na die staat se vergoeding. Vers 6 en 7, die staat se vergoeding. Nou as dienaar van God is die staat geregtig op vergoeding, nê? Sodat hy homself kan afsonder vir die taak waarvoor die Here hom geroep het. Dis presies wat ons laasweek onder andere vlugtig na gekyk het in ons tweede preek ook, nê, dat predikante word betaal hoekom sodat hulle kan afsonder vir die bediening van die woord. Net so die staat word afgesonder as dienaar van God om hulle staatsverantwoordelikhede na te kom. En wat is die staat se verantwoordelikheid? Onthou, om dit wat goed is te bevorder en dit wat sleg is te straf. Nou, hoe word die staat vergoed? Daar's verskillende maniere wat ons daar in vers 7 sien. Nou, die primêre manier wat die staat vergoed word is, die eerste een daar in vers 7, wat ons eintlik half die hele, in die 2 verse is dit redelik duidelik sigbaar, is die hele konsep van belasting. Maar daar's ander maniere waarop die staat se amptenare vergoed word. Die eerste is belasting, aan die wat belasting toekom, ook tol, aan die wat tol toekom, en dan vrees, of dan nou respek, aan die wat dit toekom, en eer aan die wat dit toekom. Nou, sommige mense sê die vers 7 verwys nie net na die staat nie, die twee laaste punte verwys na iemand anders. Ek dink nie die konteks laat ons toe om dit te sien as verwysend na enigiets of enigiemand anders. Al 4 daai vergoedings verwys na dat wat die staat toekom. So as belasting en tol verwys na die staat, dan verwys vrees of eer of respek en eer ook na die staat. Nou vers 6 sê die staat moet voortdurend daarmee besig wees. Waarmee moet die staat besig wees? Dis nou net wat ons gesê het in die vorige verse, nie? Met hulle Godgegewe taak om dit wat goed is te bevorder en dit wat sleg is te straf. En as ons met mekaar eerlik is, ek het gaan kyk, nee, op hulle webtuiste, die Suid-Afrikaanse regering se. Gaan kyk na elke departement in die staat. En as jy gaan kyk na waarvoor die departemente staan, is dit die oorhoofse meerderheid van daardie bestaan om dit wat goed is te bevorder en dit wat sleg is te straf. Dis presies waarvoor die departemente daar gestel is. Nou, ek mag dalk iewers iets gemis het, maar dis hoe dit vir my lyk as ek na al daardie kyk en na die lys. Sommige departemente bevorder goed, sommige departemente straf wat kwaad is. En so die hoofmanier waarop die staat dan sy inkomste ontvang is deur belasting, dis nou inkomstebelasting en erfbelasting en allerhande sulke tipe belastings. Die ander tipe inkomste, sou ek sê, is miskien meer 'n tipe tolgeld, soos die registrasie van jou voertuig, wat ek nou hierdie maand moet doen. Of die betaal van iemand, as ek nou na die staatshospitaal toe gaan as 'n werkende persoon, dan moet ek betaal om na die staatshospitaal opgeneem te word, of toetse te doen. So dis ook 'n mate van tol, wat aan die staat verskuldig is. Nou die ander betalings, wat aan die staat verskuldig is volgens vers 7, is vrees. Nou, die woord vrees hier is anders as die betekenis van vers 3 en 4, net tevore. Want hier is dit 'n betaling wat verskuldig is aan die staat, soos die teks baie duidelik maak. Nou die laaste betaling wat aan die staat verskuldig is die vertaling die betaling van eer. En dit hou verband met die betaling tot vrees. So wat is die vrees dan? Ek dink 1 Petrus 2 vers 17 help ons. 1 Petrus 2 vers 17 sê vir ons, vrees God, eer die koning. So kan julle sien dat vrees is soortgelyk aan eer, maar is op 'n hoër vlak. So onthou wat het ek laasweek gesê, die vrees van God in grootste oorhoofse meerderheid impliseer op die doel om 'n heilige respek vir God te hê. En dis presies wat hier gesê word, dat vrees en eer is verskillend, maar is verwant aan mekaar, en daar sommige persone as gevolg van hulle amp
wat gerespekteer moet word, wat gevrees moet word in daai opsig, terwyl ander staatsamptenare in die algemeen as gevolg van hulle titel as staatsamptenaar nog steeds geëer moet word. 1 Petrus 2 vers 13 en 14 sê die koning is die opperheer en ons is die gouverneur se gesante. En so die koning, die gouverneur, hulle moet gerespekteer word, moet gevrees word, as ons die woord reg gebruik, moet gerespekteer word vir die posisie wat aan hulle gegee word. Hulle is geplaas in 'n posisie in 'n ampt wat oor ons aangestel is. Terwyl die gewone staatsamptenaar, dit beteken nie ons kan hom nou soos rabbies hanteer nie. Want die teks is baie duidelik, ons moet selfs hom eer, is dit nie. Hoekom? Ons moet hulle eer, selfs die staatsamptenaar wat by jou huis omkom, of die staatsamptenaar wat jy by die kliniek sien, of by die departement van binnelandse sake sien. Jy moet hom eer, hoekom? Want in sy verrigting van sy taak is hy 'n dienaar van God. En so die gelowige het, broer en suster, het geen reg om minagtend of neerhalend teenoor 'n staatsamptenaar op te tree of oor hulle te praat nie. Selfs waar hulle skuldig is aan kwaad bevorder, eerder as om dit wat goed is aan te moedig, moet ons Jesus daarin hierin sien. Nee, wat het Jesus gedoen teenoor Pontius Pilatus? Terwyl Jesus vir Pontius Pilatus gesê het, en duidelik gemaak het, jy, waarmee jy besig is verkeerd, het hy hom nog so steeds nie gedisrespekteer nie. Hy het hom nie geminag of verag nie. Maar soos Jesus en talle ander, het ons die reg om krities te wees en hulle aan te spreek wanneer hulle verkeerd doen. Ja, dit moet ons doen, maar dit mag nooit wees sonder die nodige respek of eer vir wie hulle is nie. En as hulle van ons verwag om teenstrydig met die skrif op te tree, dan mag ons ongehoorsaam wees in dit. Maar ons mag nie in die algemeen ongehoorsaam wees aan die staat as gevolg van dit nie. En ons mag nie die swaard opneem en in 'n revolusie begin teen die staat as gevolg van dit nie. Nou as landsburger het jy die reg om in jou stembrief jou misnoë met die staat uit te spreek. Maar selfs daar moet jy dan berus by dit wat die uitslag van die verkiesing is. Nie waar nie. En wie ook al dan aangestel word, ook hier in Suid-Afrika, moet deur my en jou gesien word vir wat hulle is. 'n dienaar van God vir ons goed. En ons straf, om dit te straf wat sleg is. Amen. Kom ons bid. Here, dit is 'n geweldige verantwoordelikheid wat hierdie teks van ons het. Want dit is so teenstrydig, nie net met die wêreld daar buite nie, maar so teenstrydig met ons eie menswees, ons eie sondige natuur. En tog dank ek die Here dat selfs hier onder ons is daar duidelike tekens, Here, dat ons die staat sien in die regte opsig. Nie altyd perfek nie, maar dat ons poog om die staat in die regte lig te sien. En terselfdertyd, Here, moet ons erken dat selfs by my en by elkeen van ons hier is daar werk. Dat ons is nog ver van waar ons moet wees wanneer dit kom by ons verantwoordelikheid teenoor die staat. En mag ons dit dan sien, Here, in die lig van dit wat ons vanoggend gelees het. Nie die woorde van Leon nie die woorde van Paulus nie. Maar die woorde van God self, wat hierdie mense aangestel het as sy dienaar vir ons goed. En om dit te bestraf wat sleg is. Help ons hierin, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.